Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouers Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouers Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Alright, so ek dink Dewald vat hom weg, jy het mooi daar aangesluit, maar ja, soos Dewald gesê het, ons het verlede week het ons 'n bietjie gesê, ek is nou dom geslaan, wat jy hoor, wat verder hoor. Ja, so laas week bietjie oor e-mail marketing gepraat en hoe dit nou as deel van die bemarkingsstrategie inwerk en ons het 'n paar goed rondom dit bespreek. En as deel van daai bespreking het ons bietjie gesels oor marksegmentasie en hoe jy as deel van jou e-mail marketing dit kan doen. En ek dink ons het ons 'n bietjie dieper in dit gaan, ons gaan bietjie meer praat oor marksegmentasie. Nou nie net in konteks van jou e-mail marketing, maar wat is marksegmentasie? Hoe sal jy dit doen en hoe pas dit nou in jou groter strategie in? Nou tipies soos, weet, as mens nou dink in marksegmentasie, wil ek nou iets deel. Die ding wat die in die rond te doen is die 44 Afrikaners in Suid-Afrika wat nog net Afrikaans praat. As jy nou enigstens weet van Anti-Charlies. Theron. Ja, so ek wil net sê, jy sien 4 van die 44 wat ook Afrikaans praat. En dis also 'n moerse goeie voorbeeld van 'n heavy segment en niche mark, nee. Ons is die 44 van die ander 40. Dis 'n helse geleentheid. maar nou dis die ding wat ons gaan 'n bietjie in diepte delf in die marksegmentasie, maar dit is waar jy met hierdie data op 'n sekere tipe, dis hoe jy nismarkte ontgin, weet, want jy kom agter hierdie spesifieke persone, ek dink byvoorbeeld aan baardolies, of sulke goeder, weet, daar was 'n tyd wat niemand baarde gedra het nie, en nou, ek weet nie of het of geweet het wat's baardolie nie. Ja, dit was nie 'n ding nie. Wel, jy het nie geweet daarvan nie, en dit is ook, ek gaan 'n baard probeer groei, nou juk dit en is nie lekker nie, so nou skeer ek hom net af en ek draai nie weer nie, want jy het nie geweet daar's iets nie, en dan so begin daar 'n spesifieke marksegment ontstaan. En ek dink as dieselfde met, toe ons nou gepraat het oor Arnold Schwarzenegger, Schnitzel. Ja, daai ene. Dat, weet, toe hy wou begin met sy acting carrière, dat hy nie ingepas het in die mold nie. En dat hy nou vir homself 'n nuwe mark geskep het, waar deel van sy rolle moes jy spierdier wees, anders kan jy nie daai rol doen nie. So hy het sy eie barrier gelig vir sy eie tipe rolle. Nou, kom ons praat bietjie oor marksegmentasie, en daar's gewoonlik 4 hoofarenas, as ek dit nou so kan sê, van marksegmentasie, en dit is net 'n guideline, so dit is nie noodwendig al wat dit is nie, maar dit is gewoonlik waar jy begin. So as jy weet, weer eens as jy niks weet nie, ons nou nog gepraat oor die paadjie, dis waar jy begin. Jy moet in jou besigheid dit vir jouself beter, en jy moet dit beter verstaan, en al hoe jy dit doen, is om konstant in jou besigheid te verstaan, wie is jou kliënt, wie stel belang, jy moet dit, dis data entry, jy moet dit as deel van 'n CRM stelsel, jy moet hierdie goeie trek. Veral as jou besigheid redelik groot raak en jy is nie elke dag operasioneel in die trenches nie, weet, dan jy deel dalk nie met die kliënt nie, jy is die expert daar agter, die paneelklopper, jy is self besig daar om jou ander ouens te help en te sê, quality control doen. Weet, elke besigheidseienaar verrig 'n ander funksie in sy besigheid. Ek wil daai selfde besigheid, kan ek nou van die paneelklopper, is jy dalk finansiëel sterker, so jy sit meer in kantoor
en maak seker dat daar genoeg karre inkom en jy deel met die insurance ouens en dis waar jou core skill lê, dan is dit wat jy doen. En ek dink dis wat ons moet sê, as deel van die besigheidseienaar in jou visie, moet jy weet waar jou core skills is en ons deel nou net inligting. So as jy nou nie weet van bemarking nie en jy het iemand spesifiek wat jy aanstel, verstaan jy die konsep en maak seker dat daai persoon verstaan ook die konsep en kan dit so tentoonstel, want dis waar die data inkom, net dat jy kan sê, okay, goed, as jy wil weet as besigheidseienaar, wie is tipies my kliënt, waar kom hy vandaan, en ons kan nou terug aan 'n strategie. Dit is wat ek wil weet, wie is my kliënt, waar kom hy vandaan, wie is hy, hoe lyk hy, hoe ryk hy, dit is my kliënt. Nou, in terme van ons bemarkingsstrategie, is ons aligned met daai. Twee goeders, is ons aligned met wie ons huidige kliënt is, met wie ons praat. So, praat ons eintlik met ons kliënte, weet ons praat nou soos Afrikaans. Is as 80% van my kliënte Afrikaans is, stuur ek my e-mail marketing in Engels uit, want dit is die language of business, of hou my kliëntel daarvan om in Afrikaans 'n e-mail te kry. Hou hulle daarvan om van my die besigheidseienaar, want daar's 'n sekere manier hoe ek praat. Dis al sulke datapunte wat jy moet begin by mekaar maak, dat jy verstaan hoe hierdie goeders werk. Nee, sê gou nee, wat vir my, ek het gesit en dink aan hierdie segmentasie. Ek bedoel, julle bevind julleself in 'n industrie wat actually perfek, ek bedoel, ek self dink aan boervin, dis vir my, het is 'n segmentasie / niche / gefokuste benadering, maar dit voel vir my, julle game is dit amper makliker om dit te bepaal wie wil ek teiken, wat's daai individu, juis om met die, ek wil sê die maatskappye met wie hulle werk so groot is. Ja, veral in die boervinkant is dit meer relevant, dink ek, en makliker om dit te segmenteer. Daar's natuurlik verskillende vlakke waarop ons 'n kliënt segmenteer, maar oordat dit niche is, ons werk hoofsaaklik dan nou ons met Afrikaanse besigheidseienaars, maar ons het 'n paar sisteme wat ons kliënte op segmenteer, soos byvoorbeeld moontlike toekomstige besigheid. Sit jy nou 'n bietjie in 'n hoër segment waar as jy nou 'n persoon het wat nou al op hulle laaste is, jy het nou elke polisie wat hulle nog in hulle lewe kon gehad het hulle nou al gehad en hulle het hom. So ja, daar's baie maniere om 'n kliënt te segmenteer vir die potensiaal en in watse boksie jy hulle sit vir bemarking doeleindes. En ek dink die belangrike ding, soos as ons praat oor nismarkte, is daar's altyd die ding, as jy die besigheid begin dan sê, maar wie is jou kliënt? Nie almal is my kliënt. Weet as jy vir almal alles... En dis okay, want jy moet die pot aan die kook hou vir 'n begin. Partykeer doen jy net brood en botter. Ja, dit is okay, maar wat ek net wil sê, waar weer eens jy net moet oor dit dink, is om te sê, ek het nog steeds 'n doel van wie ek wil hê moet my kliënt wees, saam met wie wil ek werk. Dit beteken nie ek wys die ander ene weg nie. Dit beteken net daar is nog steeds 'n spesifieke strategie, want as jy daai strategie het, soos kom ons vat nou as praktiese voorbeeld boervin, omdat jy met Afrikaanse besigheidseienaars, dit is wat jy sê jy soek, dan trek jy dit aan. Ja. Dit beteken nie dis al wie jou kliënt is, maar dis hoofsaaklik wie aandruk, want dit wat in jou bemarkingsmateriaal is, praat met daai segment. Dit wat jy sê, praat met daai segment. So dis hoekom ek sê dit is belangrik dat jy nie alles vir almal probeer wees nie, want dan kan jy nie jou bemarkingsmateriaal kan nie belyn met dit nie. En ek dink jou hele waardeproposisie gee jy vir daai segment dan nou. So ek kan meer waarde toevoeg vir die mense binne 'n sekere segment as vir iemand anders byvoorbeeld. Ek gaan nie daai ander persoon wegwys nie, maar ek kan vir iemand anders van meer waarde wees. Maar ek dink die belangrike ding is dat die fokus is waar jy begin. So jy begin dalk nou en sê, want dit is hierdie marksegment, en dan gaan jy, dan weet ek soos myn, dan gaan delf jy hierdie ding, en jy myn vir hom raak. Tot jy sien, weet jy het nou al die stelsels in plek, al die mense in plek, nou in terme van 'n groeistrategie sê, okay, wat's volgende? Nou ek wil terug, 'n eenvoudige voorbeeld, as mens nou dink vandag in Facebook doen alles vir almal en dit is wêreldwyd. Maar as jy mooi gaan terugdink hoe hulle groeistrategie, hoe hulle begin het. Hulle was eers net by een kampus gewees, 'n universiteitskampus, en net binne in die koshuise, dit was daai tipies swipe left, swipe right, like dis waar Facebook begin het. Toe hulle genoeg mense kry, toe gaan hulle na 'n volgende kampusse toe, ek dink in dieselfde dorp of region, en van daar af het hulle so stelselmatig uitgebrei.
Jy het eers een ding goed reg gekry en dan gaan jy na die volgende ding toe. In plaas van om te sê ons launch het en ons weet die visie is daar. Die visie is global, maar daar's 'n metode hoe dit gaan. So kom ons gaan nou gou 'n marksegmentasie. Die eerste tipe hoofarea as jy kyk na marksegmentasie is gewoonlik geografies. En geografies beteken is my kliënt gewoonlik in 'n radius van waar my besigheid is. Wie is my tipiese kliënt? Is hy binne in Suid-Afrika? Is hy binne in Gauteng? Is hy binne in Pretoria? Of is hy binne 5 kilos? Kom ons vat waar ons nou hierso sit vandag. As jy 'n promosie met die koffiewinkel hier onder wil hardloop jog, gaan jy nie vir die ou in Johannesburg sê weet jy kom kry 'n cappuccino en kry 'n brownie Vrydag of kom weet tipies kom ons braai oor worsrolletjies en hier's 'n bier ook nie weet daai promosie gaan jy nie vir die Johannesburg hou. Dit is wasted resource. Kyk so nou weer eens met globalisasie en COVID en met tegnologie is dit nie altyd die waarheid nie. Dit hang af weer eens. Dis hoe ek sê dit is spesifiek tot jou besigheid. Sê nou maar jy maak 'n produk. Ek dink dis wat so lekker is as jy 'n spesifieke produk maak met e-commerce en dat jy goed kan gaan aflewer with the world's your oyster. So jy kan nou gaan maar jy moet nou weer eens maar so as dit nou jou ding is, kom ons gaan nou sê jy het 'n produk. Dan as dit die geval is, dan gaan jy nou nie net noodwendig op 'n location gaan nie, want nou gaan soek jy op ander vlakke. Nou gaan soek jy meer dalk demografie. Nou demografie is tipies taal, wat praat jy, wat is die ouderdomsgroep, is dit mans, is dit vrouens, is dit eienskappe. Dis is meer sulke eienskappe rondom die mens. Want nou kan jy, kom ons vat nou weer die voorbeeld van baardolie, weet. Nou kan jy 'n baardolie en jy kan dit online verkoop. So nou gaan dit nie spesifiek oor die area nie. Nou gaan soek jy okay, weet wie tipies groei baard. Dalk daar's Afrikaner mans en veral nou in November van snor na baard is nie te ver nie, weet. Dan is dit 'n goeie kampanje wat jy hardloop. Dan sê ek goed, maar waar is die Afrikaner ou? Is dit jy gaan dit uitvind ook deur aanhoudend data te myn en te analiseer. So gaan jy weet my kliënt is tipies 'n 25-jarige student. Ja, 'n 25-jarige wat nie net na student is wat nou wil rebelleer en brandewyn drink. Dit is my tipiese kliënt. En dit is dan waarop jy fokus eerste en dan gaan jy sien ek goed, maar daar is die uitskieter in die edge gevalle. Ek dink wat baie belangrik is, nee, so ek wil hom 2 tree terugvat. Die eerste ding is, Marian, ek sê dis 'n vraag vir jou ook nou as prokureur, omdat jy ook, ek wil sê spesialiseer. Ek wil amper sê wat kom eerste toe jy wegspring. En nou ek gaan hou daai vraag in jou kop, dink so lank daaraan. Is waarmee het jy begin? Jy het nie begin om 'n co-op spesialist te wees byvoorbeeld. Maar as ek dink waar ons byvoorbeeld met die skoonmaakbesigheid in Londen begin het. So nou het jy 'n commercial cleaning company. Wie target almal 'n commercial cleaning company maak kantore skoon. Nou kom jy aan die gang en ek dink dis as ek terugkom met wat jy veral as jy in die beginstadiums is. Kyk, want daar's nou vlakke. So en ek dink baie ons wil weet waar begin ek. Hoe identifiseer ek 'n nismark byvoorbeeld? Ek dink Afrikaans is nou 'n klassieke voorbeeld van 'n nismark, maar daar's 7 miljoen, as ek nou daai artikel wat Charlize Theron, dis daar net so bietjie meer as 44, as 7 miljoen Afrikaans sprekendes in Suid-Afrika, en selfs in daai segment, kyk jou groot kleerlinggemeenskap in die Kaap, nou sê jy, almal wat Afrikaans is jy seker, maar daar is 'n groot verskil tussen die Afrikaans sprekende kleerling in Weskaap en 'n Vrystaat Afrikaans sprekende boer. Jy weet, so daai is nou klassieke voorbeelde van segmentasie. Wie wil jy teiken? Want almal praat, klomp as Afrikaans praat, maar almal het nie dieselfde waardesisteme en belangstellings nie. So die belangrikste ding is hou die pot aan die kook. So as jy die blokke uit is, jy doen wat jy moet doen. Soos wat ek het later agterkom, almal wil kantore skoonmaak, want dit is die lekkerste, maak nie so baie geld nie, maar is 'n lekker kontrak. Hy stikkie, jy weet, jy moet ernstig nonsens aanjaag om te verloor, is 'n baie lekker werksomgewing, en jy kan die kontrak, jy het van 6 uur of 7 uur vanaand, wat almal weg is, tot volgende oggend 7 uur, het jy tyd om die plek skoon te maak. Dis dit interessant hoe jy daar sê, dit is dalk hoe het in Londen gewerk het, ek wat nou in koöperatief nog sit, mees irriterendste ding is, 8 die oggend, terwyl ek op 'n meeting, weet, en ons is nou nie in 'n meeting room nie, ons is almal op Teams, is online, die kom hulle. Dan sukses.
So daai is 'n voorbeeld van 'n duikleer, maar dis nou is jy weet, anyway, dis 'n storie vir 'n ander dag, maar ja, dis stupid goed. Jy die ferry company. Maar nou later sien ek restaurante. Is 'n lekker niche, maar restaurant. Ouma, die chef begin 6:00 die oggend prep. Jy het 'n 2 ure venster tussen 4 en 6 om my restaurant skoon te maak. En as dit 'n groot restaurant is met daai team van, onthou, dis manure, vrouure, persoonure. So, jy het 'n team van 5 ouens wat 2 ure, so jy moet 10 ure se skoonmaakwerk doen in daai 2 ure venster. High pressure, 7 dae 'n week. So nou is dit al klaar. Wat is die voordeel daarvan? Maak meer geld, want dit is 7 dae 'n week. High pressure, ek kan 'n premie charge versus 'n kantoor. So dis weer daai en later het ons snaaks genoeg, dis waar ek my niche gevind het, segmentasie, en ons het eventueel, en ek dink nog steeds die DNA van Cleanology vandag in Londen is geleë in restaurante. Inteendeel, die nasionale groei was as gevolg van ek sê my claim to fame was The Shoe, was 'n nuwe Bombay Cafe style. So dis mos nou 'n groot Indiese gemeenskap in Engeland, en toe gaan hulle terug na 60s Bombay, wat natuurlik 'n British-Indiese mix, en hulle begin hierdie snaaks, maar so spice coffee, weird goeters. Nie my tipe kos so goed nie, ek het probeer. Daai ding het ontplof, en is vandag 'n nasionale restaurantgroep, en die besigheid het saamgegroei, en ek het die eerste 3 gewen, ek sal nooit vergeet, maar in elk geval. So jy begin, en van daar af, begin jy identifiseer, ek dink, en is baie keer, begin het duidelik raak, wil ek meer geld maak, is ek toevallig goed hierin, like ek hierdie segment meer. Ek like om 'n besigheid Afrikaans te doen, weet nie van julle nie, maar dis my eerste keuse, want is net minder gekompliseerd, as jy weet, jy sit met 'n potensiële kliënt, wat jy 80% meer align. Maar ek wil terugkom na my vraag van prokureur, waar het jy begin, en hoe werk het vir 'n tipiese prokureur om agter te kom, en nou het jy by prok, wat is dit, jy's, ek wil sê, jack of all trades, master of none, hoe het jy daai niche gevind? Ek dink die verloop vir baie mense wat regspraktisyns is jy swat maar, en dan doen jy eers articles, en jou articles is bietjie luck of the draw, jy weet nie presies by wie jy gaan uitkom nie, en elke firma het eintlik sy niche, jy kry algemene firmas wat groot genoeg is dat hulle al die bases cover, maar selfs daar binne gaan jy waarskynlik dan in 'n departement werk, waar jy 'n spesifieke goed leer, byvoorbeeld, jy werk met familiereg of eiendomsreg of besigheid of whatever. Nou, gewoonlik is dit nou maar dit wat jy by inval, jou omstandighede eintlik, wat bepaal wat se tipe blootstelling en ervaring kry jy. En dan, soos wat jy dan gekwalifiseerd word, dan het jy nou maar paar tipes goed bietjie meer gedoen as ander, en jy het miskien al begin om 'n bietjie van 'n reputasie op te bou, en word of mouth, en begin mense na jou toe trek wat 'n sekere tipe storie vertel, vir daai ding gaan na hierdie een toe, jy weet, en elke persoon het maar sy instrument of 2 wat jy die beste in is, en dan so daar's 'n mate van om in 'n rigting in te mik, maar met ons professie is dit veral nogals om eintlik onder iemand in te kom wat klaar daai pad stap, omdat dit bietjie, dis maar 'n individuele tipe karier, al is dit, werk jy baie keer in 'n firma, in spanne, is dit maar dikwels 'n baie alleen tipe werk, jy vat verantwoordelikheid vir 'n kliënt of 'n projek, en of 'n spesifieke rol wat jy daarin speel, en so aan, en elke saak waarmee jy te doen is baie uniek. Okay, mens kry herhalende tipe goeder, maar dit is nog steeds 'n spesifieke ding, en dan uiteindelik is dit amper by default, dat as jy nou 50 keer of 100 of 200 keer al hierdie tipe ding gedoen het, of dalk partykeer in my ervaring eerder 5 keer in diepte met 'n ding gewerk het, wat jy hom regtig heeltemal moet uitmekaar al en verstaan, en aan mekaar sit, en bietjie pad met dit stap, en so, en dan ontwikkel jy nou maar net, dis nou soos hy Rafael Nadal se regterarm, net so bietjie groter as die linkerarm, maar dit wat jy die hele tyd doen, is wat jy ontwikkel, en dan, as jy dan 'n bietjie gaan ekstra swat, en ekstra oplees, en dan kan jy nou ekstra kennis opdoen, en goeters wat nou vir jou dit al hoe meer maak, maar dit gaan uiteindelik, is daar 'n groot segmentasie komponent van, dit help veel, jy het hierdie regter bicep, wat so groot is, en 'n raket so kan slaan, maar almal nooi jou heeltyd om cricket te speel,
en jy wil eintlik in hierdie rigting gaan, maar jy kry net nie geleenthede nie, jy weet net nie hoe om daai mark toe te tree nie, al is dit jou droom. En ek dink dit is miskien 'n baie goeie plek, en dit hoef nou nie noodwendig so drasties te wees nie. Ek kan ook net sê, wel, huidiglik spandeer ek 70-80% van my tyd aan goed wat eintlik my plan B tipe, dis regtig brood en botter geld, en dis goed wat ek is okay, en dit, ja, daai Jim Collins praat ons van die hedgehog concept, van die 3 cirkels wat so moet overlap, van waaroor is jy passievol, waar is jy baie goed, kan jy die beste word, en verstaan jy die economics van daai game, ja. En as waar daai 3 by mekaar kom, en ek dink uiteindelik is dit die ding, jy moet kan passief wees is goed, passievol wees is goed, om goed te word in iets is goed, maar dit kort ervaring, en dan moet die economics daarvan sin maak, en ek dink met bemarkingsstrategie wat die market segmentation beginsels toepas, is 'n manier wat jy dan eintlik 'n bietjie van 'n skuif kan maak en sê, wel, ek wil meer van hierdie aantrek, dan is dit vir my meer in lyn met my visie. So kom ons maak gou klaar met die marksegment. So ons het nou gepraat oor geografiese demografie, dan nommer 3, ek weet nie wat die Afrikaans is psychographic. Dit is meer om te kyk, wat is die tipiese leefstyl, sosiale klas, wat is my tipiese, dit is bietjie 'n moeiliker data element, so weet, wat is die belangstelling, persoonlikheid, weet, dis nie so maklik om uit, maar soos jy weet, weer eens ek wil sê, next level, diepte in data, kan jy hierdie tipe goeders ook begin myn en begin verstaan. 'n Tipiese voorbeeld is, ek het met 'n vrou gepraat, hulle het 'n tipiese 'n produk waar jy vir die vrouens dit op jou oë sit, en dan laat dit die plooie weggaan. Dis 'n unieke produk wat sy gepatenteer het en ontwikkel het, en Shades. Nee. Ek joke man, sonbrille. Dis 'n tipe gel, en dan in hierdie gel is daar 'n serum in wat jy nou kan aansit, en dit laat nou die vel mooi lyk. Maar die kraks van die storie is nou tipies, dink ek, dis vrou en dis ouer vrouens, en wat ook al die ander segmentasie is wat jy sal gaan. Wat hulle toe uitgevind het eventually is, dat mense wat gereeld oefen, vir daai dissipline het, is die beste kliënt, want die ander sal dit graag wil hê. Daai crossfit, nee. Ja, hulle belê nie maklik in dit. Nee, die ander sal dit doen, en hulle is 'n phase, weet hulle sal dit doen, en dan doen hulle dit vir 'n week of so, maar dis moeite, verstaan. So jy soek daai persoon met die dissipline, want hulle hou aan, hulle kry die resultate, en omdat hulle die resultate kry, nou hou hulle aan. So dis nou tipies nou waar dit nou volgende vlak gaan, waar jy uitvind wie is presies hierdie tipe, weet ek wil sê number 1, jou number 1 fan, jou eerste kliënt. Dit beteken nie die ander, jy kan nie na die ander goed kyk nie, maar hierdie is waar weer eens jou fokus gaan, Alright, so dis nummer 3, dan die 4 wat nou, ek wil sê, nou nog bietjie verder moeilik is, dis, mens praat van behavioral, en dit is sekere tipe gewoontes, en ek kan dit nou weer, dis nou maklik in 'n tegnologie en e-commerce, jy kan allerhande sekere behaviors kan jy sien. So kom ons gaan nou soos boer van, waar jy kan sien, okay, hierdie tipe persoon gaan so, hy koop eers die lewenspolis, dan koop hy die anniteit, dan koop hy dit, daar sekere tipe gewoontes van hierdie persoon, so jy weet, as hy dit doen, as ek om die lewenspolis kon verkoop, byvoorbeeld, is die likelihood dat ek daarna vir die anniteit kan bemark, dat ek 'n goeie sukses ry. So jy bou sulke resepte op, gebaseer op die gewoonte. As hy byvoorbeeld inkom en hy wil eers die belegging mee doen, dan sê okay, goed, hy het dalk 'n ander pad as gevolg van sy gewoontes, maar weer eens, ek sê dis al vlak 4, jy begin nie vanuit die staanspoor uit en weet al hierdie goeders nie, dit is aanhoudend, time in the game, weet daar het gepraat oor die regterarm, dit is aanhoudend analyseer, wie is jou kliënt, weet, en dit is waar die tegnologie nou lekker werk is, as jy 'n campaign launch, weet, wat dit nou is, e-mail marketing, Facebook campaign, online campaign, digitale strategie, wat ook al dit is, solank jy as jy die strategie belyn met wie die segmente is, dan kry jy feedback, daar's 'n feedback loop, en so hou jy aan op hierdie ding bou en bou. Dis nie 'n one-off ding nie. Dink ek het 'n paar gedagtes, nee, so dan sit natuurlik ook baie belangrik dat ons moet onderskei tussen B2C en dan B2B. So ek dink hierdie is goeie voorbeelde. Op die B2C het jy natuurlik net meer mense, meer raakpunte om mee te deel. So dan moet jy nou vra, okay, B2B, wat is die storie? Net om vir die wat dalk nie weet nie, business to customer en business to business, reg?
Absoluut. En dan ouens sê altyd, want daar is altyd daai storie van B2B is moeiliker, makliker as B2C. En dan sê hulle nie, het is nie, want B2C skryf ek selfie check, B2B is nog steeds 'n mens, hy skryf iemand anders se geld die check. Nou daai dink ek vir my persoonlik is oppervlakkige redenasie en dit is nie so nie. Ons het nou die dag weer, ons praat oor B2B is 'n moeiliker vorm van bemarking, maar wat ek wel sal sê, wat weer in my kop makliker is van B2B, is in steede van om my kliënt te verstaan, moet ek sy besigheid verstaan en sy industrie verstaan. So dis amper vir my minder gekompliseerd as wat ek wil die individu, weet daar al die data raakpunte, byvoorbeeld met 'n verbruikersproduk, of kom ons sê ek is 'n Unilever of 'n Coca-Cola, nou moet ek uitfigure wat 30 miljoen mense wil hê en hoe hulle dink, en natuurlik die verskeidenheid produkte ensovoorts versus spesifieke industrie soos agri. Weet sê, nee, maar ek weet, dis tipies nou wat jy praat van Unilever, maar dis met hulle so groot maatskappye, so hulle gaan nie net 'n segment hê nie, dis nie die baardolie konsep nie, jy het so wye verskeidenheid van produkte, dat jy gaan verskillende marksegmente ontwikkel, verskillende bemarkingsstrategieë vir daai segmente, en die hele tyd feedback loop, nee, yes. Dis wat hierdie groot korporatiewe doen, en dit is wat mens moet besef, soos jou maatskappy groei, gaan dit verander, die segmente, maar jy gaan nie wegbeweeg, jy gaan nog steeds hierdie segmente, maar dit gaan nou net bietjie meer, dit raak meer gecompliseerd. Absoluut, en dit doen, maar wat vir my fascinerend is, van agri, nou ek sê ook, ek weet ek het 'n podcast hamer, en alles lyk soos 'n podcast spyker, en ek weet ook ek het 'n agri hamer, en alles lyk vir my soos 'n agri spyker, maar wat vir my fascinerend is van landbou, is waar B2B en B2C actually so oorvleuel. En wat ek daarby bedoel is, jou groot handelsmerke van die wêreld, jou John Deere's, jou Syngentas, jou Cases, jou Cortevas, you name it. Hy verkoop aan die handelaar in meeste van die gevalle. So jy het hierdie middelman, wat die broerboer bedien op die dorp. Maar hy is afhanklik eintlik van die feedback loop van die boer af. En jou handelaar in die middel, ongelukkig, dis my observasie, hulle is, baie keer die ouens doen nie hulle job in daai opsig nie. Hy het 'n verhouding met Oom Piet, en Oom Piet koop van hom, hy verstaan nie ek wil sê daai statistiek, kom ons analiseer die datapunte van hierdie 100 boere in ons 20 km radius. So wat dan die gebeur is nou wil die handelsmerk, is desperaat om met die boer te kommunikeer. Maar hy verkoop jy aan hom nie. Maar hy weet ook, en hoe nader aan hom kan beweeg, daai feedback, sal hulle begin vra. Ja, so die punt is, hy het 'n kliënt, die ou wat die check teken is die handelaar, maar dis eintlik nie die belangrikste persoon nie. Dis die boer. So nou veg hulle om by hierdie, en die ouens sukkel, dis vir my baie interessant. Ouens weet nie om by die boer uit te kom. Nou ek kan nie, ek sê nie daardeur ouens kom nie by die boer uit nie. Ek sê net, hulle kom by dalk 10% van die ouens, om daai vermoë te hê, om konstant, op 'n effektiewe manier, daai boer te bedien. En ek gee jou 'n stupid voorbeeld, ek gee hulle baie snaaks, en dit is nie wat ek gesê het nie, dit is wat, ek het eendag hierso vir Dewald Olivier, hy is die voorsitter van die SA Feedlot Association, so hy is die baas van, waar hulle werk met al die groot voerkraal en so aan. Die beefbaas. Hy is die beefbaas, die vleispaleis, en hy is die oggend hierso, en hy sê vir my, baie interessante ding, hy sê hy is op pad, kyk net toe, hulle daar, ek dink is een van hierdie, ek weet nie man, ek raak, dis dit plaas, kombuis, plaas, boer, ek weet nie, dat is elke tweede oud nou landbou show ook, 6 die oggend, en hy sê vir my, dank die vader in die verlede, moes hy soos 4 uur opstaan, Randburg toe ry om nou hierdie ding live te shoot, hy sê ten minste doen hulle dit nou 10 uur die oggend, want, en hy sê, hy weet ook nie hoekom daar landbou show 6 uur is, hy sê, daar is net een boer wat 6 uur op is in die oggend, en dis 'n melkboer, en hy is besig om te melk, hy sê 'n graanboer staan nie 6 uur op nie, hy sê, 'n veeboer staan nie 6 uur op nie, so dis weer daai mite, dat boere is somehow, ja, dalk back in the day, het ons oupas het met die son opgestaan, hy het vroeg gaan slaap, niks op TV gewees, niks goeds op TV gewees, op die radio nie, maar die punt is om die aanname te maak, dat boere 6 uur die oggend, sit in TV kyk, en as jy dink selfs 'n nuwe generasie boer wat deurkom, dis actually absurd, en ek jammer as ek op tone trap, ek gee actually nie om nie, maar
Dis vir my absurd om te dink, jy dink 'n ou wat so besig is. Die eerste ding wat hy in die oggend doen is nie met sy kinders ontbyt eet of vir mamma help om hulle reg te kry vir skool of wat ook al nie. Hy sit in TV kyk. Ja, jy het die dissipline om vroeg op te staan, maar sodat jy kan TV. So jy kan TV kyk. Hoe belaglik is dit nie? Maar in elk geval, ek wil nie hier op 'n tangent gaan nie. Nee, ek dink dit is nou die laaste ding wat ek net nog gesê het rondom marksegmentasie. So weet dis die 4 goedes rondom dit. Dan ek dink belangrik is net om te sê hoe hou jy aan om hierdie goed te dis. Moet dit nie in 'n spreadsheet sit nie. So begin vir jou, ek's 'n voorstander van prosesse en stelsels. Kry 'n stelsel, kry 'n feedback loop en kry almal op dieselfde page. Weet as jou ek wil sê jou receptionist dan nie daar is, maak almal deel van dit. Laat mens aanhou datapunte, laat mens weet wie is jou kliënt, wie kom daaraan en koop nie by jou nie. Dit is ook belangrik, weet. Dis nie net wie is jou huidige kliënt nie. Hoekom koop hulle nie by jou nie? En 'n goeie voorbeeld waar ons dit nou hierso het, hierdie is nou op die internet en dis 'n podcast en as ons kyk na die data wat ons hierso terug sien. So my baie impressive om te sien of surprising eintlik dat dit is hoeveel mense oor die res van die wêreld. En ek dink dis in 'n manier amper een van ons segmente is mense wat buite die Suid-Afrikaanse grense is wat dalk nie se Afrikaanse media erns kry nie, niks om na te luister veral nie. En ek dink dit gee ook 'n bietjie gevoel van die huis en jy hoor dit bietjie uit, maar ek meen dis buite Suid-Afrika, mense sal dink daar's dalk ook miskien meer as 40 mense, né? Daar is heel moontlik meer as 40. Maar ek wil vinnig 'n afsluitingspunt. Ek wil terugkom na Dewald se. So ja, net so te loop van oorsee. Ek dink actually nou jy praat ook. Kyk na, ek dink om weer vir ouens wat daar buite sê, maar waar begin ek? Ek sit by die huis, geld nie, ek moet geld maak. Waar begin ek? Ek sê altyd hou die oorsee se mark dop. Dis waar jy 'n bietjie in die toekoms kan insien. Ek sê altyd Suid-Afrika, omdat ons 3-4 jaar in sekere industrie, ek wil hierdie game met ons hier speel, is ons 5-6 jaar agter. Maar die nice ding daarvan, dit stel jou in staat om 'n bietjie in die toekoms te kan insien, te sien wat kom. So vir al jou digitale, maar selfs produkte ook. So wees net wakker. So en ek dink dis waar Facebook, jou LinkedIn's van die wêreld en so is 'n ongelooflike bron van inligting. So ja, dit is, ek dink daar's meer kompetisie, daar's baie meer startups en besighede as 20 jaar terug, maar ten minste kan jy selfs 'n ding soos Google, gaan kyk na Google searches, gaan kyk waar is die beweging en is 'n vadersnaam. Ek sê nie, en dit is vir my Afrikaner siekte, is jy kopie elke tweede ou. Moenie kopie nie. Jy weet, of steel met jou oë, maar om vadersnaam. Wees bietjie vindingryk. Wees 'n bietjie vindingryk. En as jy wil steel met jou oë, gaan praat ten minste met die ou wat reeds traksie het, maar om so blaatante wil copy and paste, dis pathetic, and by the way, die wiele val altyd na 2 of 3 maande af. Maar Jock, ek is nou moeë so nuuskierig, wat het Olivier, of wie sê Vleispaleis, Ja. het begin met iets wat hy gesê het. Het jy ek weet jy het gesê het bietjie moeilik opgestaan vanmôre. Ons nou 7 uur gaan ons. Boere staan die 6 uur op hier. O, dit was Ernest. om te hoor wat. Ernest. Ek jammer. Ek het aan my lippe gehang, maar hy het nie geluister nie. So ek wil daai gaan kyk na die ander markte en dan jou vinnige staaltjie vertel toe jy het gepraat van baardolie. So Meyer Leroux was van Buffelsfontein, was my 3de onderhoud van Klipkouers. En ek is toevallig in Suid-Afrika en ek maak kontak want ek sien toe hierdie video wat viral gegaan het op die bike ry en die boomslang. Ek dink, "Eers hierdie ouens." Maar wat ek vroeg kon sien is hierdie gaan 'n lifestyle brand word. Hierdie is nie 'n baardolie brand nie. En ek reik uit na hom toe en hy het nog toe 'n day job gehad. So ons kry mekaar en so natuurlik daai onderhoud het goed gedoen. Weer eens, die onderhoud het goed gedoen, want soos ons altyd gesê, hulle wou vir Meyer luister. Hulle het nie 'n SME behoefte gehad nie. So dit is ook interessant geweest. So dit beteken nie, was van die meeste downloads geweest daai tyd nie, maar dit het niks vir my beteken as 'n ou wat 'n besigheidspodcast wil monetize en bemark nie. Maar ek kry 'n e-mail die een dag, en dit is so, en dis 'n vrou geweest, en sy sê, "Ons like jou olie kakkwai."
Dit is soos en ek reply en ek sê, dankie, maar ek is nie die ou wat die olie maak nie. Ek het hom geïnterview. Maar dit is dit is my een e-mail wat ek kry, is like die olie kak kwaad. Maar anyway. Hy sal dit nog as 'n slogan ook gebruik. Ja, hoorie so, ons gaan 'n breek vat, soos gewoonlik. Ek net dankie sê vir Lydia Winchester. So ons speel elke week ook opkomende onafhanklike kunstenaars. Maar as ons terug is, gaan ons 'n bietjie handelsreg praat met Maree, en hierdie ou se naam is Daniel. Wat gaan ons praat oor net vandag? Nee, maar jy kan sommer sê. Plaaslike afleweringsdienste, local delivery services en e-commerce. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.